as jy met jou mond deur Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat hom glo, sal nie beskaamd word nie. Vir 'n stukkie lees, D.L. Moody het op 'n stadium geskryf, "The world has yet to see what God will do with and for and through and in and by the man who is fully consecrated to him." Die wêreld moet nog sien wat kan God deur die man doen, bereik, behaal, wat ten volle aan God toegewy is. Wanneer ons lewe ten volle aan God toewy, dan gaan daar groot dinge gebeur. Wanneer ons die Here gaan begin dien met alles wat ons is, dan gaan daar groot dinge gebeur. Nie net in ons eie lewens nie, maar ook in ander se lewens. Want Paulus skryf in Timoteus en hy sê, vervaardig is die genadegawe wat in hulle is nie, maar bou dit voor in die mense. En deur dit te doen, gaan jy nie net jouself red nie, maar ook hulle wat jou hoor. So baie mense gaan gered word, baie mense gaan omgekeer word, wanneer ons ten volle ons vertroue in die Here gaan sit. God wil gedien word. God wil hê, ons moet gehoorsaam raak aan hom. Die woord van die Here praat en hy sê, gehoorsaamheid is beter as slagoffers. En vanaand toe, Jurina soms moet jy om die banke loop. Toe begin ek om myself dink en ek sê, Here, maar het vat nog 'n lang hierdie lopery ook. Wat moes die inwoners van die regio gedink het? Toe die mense so om die stad begin loop. Maar gehoorsaamheid is beter as slagoffers. Die Here wil gedien word met alles wat in ons is. Al maak dit baie keer nie vir ons sin nie. Al kry ons so opdrag en ons voel, Here, maar hierdie ding werk nie of my reg uit nie, doen dit. Want God het 'n plan. Die Here het Paulus uitverkies as 'n uitverkore werktuig. Terwyl baie mense opgegee het met hom. Maar die Here het hom gebruik. En so wil die Here vir u en vir my gebruik, maar hy sê, gee my jou hart. Kom ten volle na my toe. Hoeveel van ons mag staan op die woord van die Here en op Jesus net vir ons redding vanaand? Waar lê die balans? Om die Here net aan te neem, of om my Heer en my meester te maak? So ek gelees, as jy met jou mond bely, met jou hart glo, dan gaan jy gered word. Maar Lukas 6 vers 46 sê, en wat noem julle my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Gehoorsaamheid is beter as offeringe. Dit is beter as slagoffers. Raak dit nie tyd dat ons begin doen wat die Here vir ons sê? Raak dit nie tyd dat ons begin